Maandag 14 Junie. Dinge is nie altyd maklik nie. Uit die geskiedenis van Samuel leer ons dat die pad wat God en mens met mekaar stap, nie altyd 'n maklike pad is nie. Maar dit is altyd 'n volhoubare pad. Samuel is God se profeet. En tog stem Samuel nie altyd met God saam nie. God wil Saul se koningskap van hom wegneem, maar Samuel is ewig daarteen gekant. Samuel is lief vir Saul. Samuel vroeg en soeg dwars deur die nag met God en vra hom, asseblief Here, nie Saul nie. Maar God verander nie van plan nie, en teen die môre moet Samuel sy tas pak en na Saul gaan soek om vir sy vriend die nuus oor te dra, God het jou verlaat. Samuel se pad met God is nie 'n maklike pad nie. Soveel so, dat dit selfs kan klink asof Samuel 'n onbetroubare profeet is. Samuel het dan geprofeteer dat Saul die koning van Israel is en dat God dit so wil hê. En nou kom God en verander van plan en wil 'n ander in Saul se plek as koning hê? Wie gaan nou ooit weer vir Samuel glo? Geen wonder Samuel sê in hoofstuk 15 vers 29 met nadruk dat God nie 'n God is wat van gedagte verander nie. Dit klink amper asof Samuel probeer om God se eer te red, maar eintlik probeer hy sy eie eer red. Hy wil die mense oortuig dat hy as profeet betroubaar is en dat hy 'n direkte mondstuk van God is. Ja nee, Samuel verstaan nie regtig altyd wat God wil hê nie. Dis nie 'n maklike pad saam nie. Op hierdie pad word Samuel ook ontbloot as 'n ouer. In 1 Samuel 8 vers 1 tot 3 lees ons dat Samuel, toe hy oud geword het, sy seuns as leiers oor Israel aangestel het. Maar dit was 'n ramp. Hulle het hulle self verryk, omgekoopgeskenke aanvaar en die regspraak verdraai. So erg was dit, dat die leiers van Israel bymekaar kom en vir Samuel gesê het, jou seuns is nie soos jy nie. Hulle is skelm. Kies liewers vir ons 'n koning. Dink aan jou eie pad saam met die Here en speel dit in Samuel se pad. Is dit ook 'n moeilike pad? Wat maak dit steeds die moeite werd om op God se pad te bly, al is dit nie altyd 'n maklike pad nie?